Julle moet my maar verskoon. Ek kom nou maar so 'n bietjie van 'n siekte af. En dit is nou nog hier in my bors. So as ek so iewers net verdwyn hier van die mic af en hoes en so, dan gee net so 'n skietgebedjie op. Kyk. So ons het die afgelope 3 jaar, hierdie is die 3de jaar, is ons besig met 'n reeks 'n journey saam met Practicing the Way. Jy kan gaan kyk aanlyn, al die goeders wat ons hier gee is daar beskikbaar. Maar dit is van Practicing the Way. En ons het begin 3 jaar terug, hier so onder, as jy gaan dit nou nie sien nie, is hier agter by waar ek staan, die Sabbat. Wie van julle kan dit onthou? Die Sabbat, dit gaan oor 'n rusdag. En dan het ons oorgegaan na voorbidding, wat bietjie oor gebed gegaan het, stilte en afsondering, daai was 'n moeilike een vir baie van ons. Met al die noise wat aangaan, ek net gehou, dit was vir my baie interessant hierdie week. Ek vertel dit gister van Narina ook. In Europa is daar 'n beweging waar hulle dit in real person uitgaan noem. Okay, so wat gebeur is, jy daag by die klub op, by die kuierplek op en so, en dan is daar 'n locker waarin jy jou selfoon lak, en dan kan jy ingaan. En dan as jy vir 2-3 ure wat jy nou daar binne is, dan het jy nou nie jou selfoon nie. Okay, it's a thing. Daar is 2 tot 3000 mense wat hierdie bywoon. En dit is tussen 25 en 35-jarige mense, dit is nou die millennials, min of meer die millennials wat hierdie doen. Nou, ek is soos, onthou julle die partytjies sonder selfone? As jy enigstens so oud soos ek is en dalk ouer is en so, dan onthou julle daai tyd. Nou deesdae, as dit nie op Instagram of op social media is nie, dan het dit nie gebeur nie. So, dit was nogal interessant, stilte en afsondering sonder jou foon. Ek is so 'n bietjie op 'n mission om sonder hierdie ding rond te gaan, en dit is maar 'n bietjie 'n moeilike ding om sonder dit te wees. So ek weet daar's mense wat vir my WhatsApp stuur en sê, jy stuur nie vir my terug nie. Ek's baie jammer. Ek sal by jou uitkom. Okay, toe het ons vrygewigheid gedoen laas jaar. So stilte en afsondering was begin laas jaar en vrygewigheid was hier in die tweede helfte. En dis waar ons nou is by 5 en dit gaan oor die woord. Die heilige woord. En dis waar ons nou is, daar's nog 'n 6de een, ek het hom daar ingesit net, Verlene het hierdie gemaak, ek het die 6de een bygesit, Verlene, ek het jou nie gesê nie, want later hierdie jaar gaan ons by nog een stil staan, en sy naam is community, gemeenskap, dit was ons eintlik hier het, so ons sien uit na dit ook, die res van hierdie jaar toe. So, die Bybel, nou dis baie interessant, die Bybel, almal van ons het ene, né? Ek glo so. Ons het nou gesê, jy moet jou Bybel saambring, so kom ons kyk net gou, wie van julle het hulle Bybel saamgebring vandag? Okay, die van julle wat nou nie jou Bybel sê het nie, die teksgedeelte gaan nou nie op die bord wees vanoggend nie. So as jy by die huis is, dan moet jy nou vinnig jou Bybel kry. Okay, moenie worry nie, ek gaan nou die teksgedeelte daar opgooi, maar ek gaan hom nie van daar af lees nie. So die Bybel. Nou, die tieners het die begin van die jaar begin met dit. Hulle het begin, waar is die Bybel geskryf? Nou, ek het eintlik oorweeg om daai video te speel, wat is regtig. Dit is regtig nogal ongelooflik, maar ek gaan nou nie, dis nie eintlik waar ons gaan nie, maar die tieners het bietjie ook by stilgestaan oor wie die Bybel geskryf, die Ou en die Nuwe Testament, en kan ek net gou vir julle sê, John speel met hulle games, hier in die begin, en toe laasweek, toe gaan dit oor, is die Ou Testament belangriker as die Nuwe Testament? Dit was laasweek, ja. Ou Testament belangriker as die Nuwe Testament, wat se een is nou belangriker en so? Julle weet daar's 'n Ou en 'n Nuwe Testament, nee, ek maak dit seker, want julle tieners weet nie dit nie. So, toe het ons hulle almal in die middel van die saal gesit, en gesê, John het sulke boeke gelees. Hy sê, en watse deel van die Bybel is hierdie boeke? Korintiërs is in die Ou Testament. Want almal het Ou Testament toe gegaan. So ek wil graag net 'n beroep op julle doen, asseblief help net julle tieners oor watse boeke is en watte deel van die Bybel. Okay, dis nou sommer tong in die kies, maar dit lei my na vandag se goeters toe. 'n Klomp statistieke oor die Bybel. Daar's al 5 tot 7 biljoen eksemplare van die Bybel verkoop. So nou as julle weet, ons trek al so 7 biljoen mense. So dis omtrent 1 Bybel per persoon reg oor die wêreld. Die Bybel, as jy nou maar net gelukkig was om die Bybel te skryf, die Bybel maak $100 miljoen 'n jaar. Dis die revenue uit die Bybel uit. So ek dink dit kan nie uit geloof, uit geld maak nie. Daar is nou dit. Daar word 280 Bybels per dag verkoop reg oor die wêreld. So 'n bietjie stats. En ek wil net sê, ek het nie hierdie goed uitgedink nie. Daar's baie nice plekke waar mense al hierdie goeders kan kry. Daar is 736 vertalings van die Bybel.
Maar daar's nog 942 tale wat nog nie die Bybel in 'n taal het nie, of net 'n gedeelte van die Bybel, hulle min of meer die Nuwe Testament is al vertaal in daai tyd. Die Bybel is geskryf oor 150 jaar. Die laaste boek, en nou die dag by die tieners het hulle ook gevra, hulle het my eintlik probeer vasvra en sê, die laaste boek, wanneer is hy geskryf? En toe sê hulle 95 na Christus. So, ons kan nie presies sê wanneer dit is nie, maar dis min of meer waar Openbaring geskryf is, wat die laaste boek van die Bybel is. Nou as jy 'n bietjie jou wiskunde gaan doen, dan sal jy weet dit is 2024 jaar terug. Is ons reg? Is my wiskunde okay? Okay. Min of meer. So die Bybel is in die geskiedenis dit is die boek. Dis die nommer 1 verkoper reg oor die wêreld nog steeds. En dis een van die boeke wat die meeste gelees word en ook nie gelees word nie. Deur die geskiedenis van die Bybel was al baie tye, veral toe die Bybel begin populariteit kry, wat as julle nou so 'n bietjie die geskiedenis ook weet dat die Bybel is in Hebreëus, die Ou Testament is Hebreëus geskryf en die Nuwe Testament is in Grieks geskryf. En die vertaling daarvan was, hulle het dit eers in Latyns in vertaal. En dit was in die Rooms-Katolieke Kerk was die vertaling, hulle het dit baie close gehou. Want hulle wou nie gehad dat die mense moet die Bybel lees nie. Want obviously het jy toe nou beheer gehad oor die mense, want jy kon vir hulle gesê het net wat jy wil en die mense het hulle geglo. En so het die kerk, die Rooms-Katolieke Kerk, die mense gemanipuleer in 'n sekere tyd. Dit gebeur nie meer vandag nie. Maar daai tyd kon hulle dit manipuleer. Hulle wou nie gehad dat die mense moet die Bybel lees nie. En toe is die Bybel vertaal, en as jy nou so 'n bietjie die reformatie geskiedenis ken, weet jy dat die Bybel is toe vertaal in ander tale en begin versprei en as gevolg van dit het mense toe in die Bybel begin lees en agtergekom, hoorie maar hier is iets in hierdie boek wat anderste is as ander boeke. En op verskeie plekke en tye in die wêreld het die authorities, die mense wat in beheer is, probeer dat mense nie die Bybel lees nie. Hulle het die Bybels verbrand, hulle het mense gepersecute wat Bybel gelees het, en hulle het gesorg dat mense nie daarby uitkom nie. Nou ek het bietjie gaan kyk na ons huidige tyd, en ons weet, hier in Suid-Afrika is dit maklik, ons het 50,000 verskillende Afrikaanse vertalings van die Bybel, maar daar's plekke in die wêreld waar dit nog steeds nie toegelaat word dat die Bybel gelees word nie. En ek het bietjie gaan kyk na waar daai lande is, en daar's 15 van hulle wat nogal erg is. Noord-Korea totaal toe. Bybels word nie in Noord-Korea toegelaat nie. Afghanistan is eintlik geban. Hulle sê dit nie, hang dit nie aan die groot klokkie, maar as jy daar in die moeilikheid kom, Afghanistan. So Saudi-Arabië, Iran, Somalië, Maldives, enige van julle wat al by die Maldives uitgehang het, jou Bybels aangevat het, hy is effectively geban daarso. Yemen, Libya, Uzbekistan, Turkmenistan, het julle geweet daar so 'n land, Turkmenistan, jy het gesien hulle is baie klein mense as jy die Olympics gekyk het. China, restricted. So in China is dit baie beperk waar jy met die Bybel kan omgaan. Marokko, Algerië, Mauritanië en Brunei. Nou is my interessant toe ek hierdie lys kyk, toe ek sê, ja, Suid-Afrikaanse regering is nogal interessant betrokke by van hierdie lande, maar dit is nou 'n storie vir 'n ander dag. Ek wil nou nie politiek hier praat nie. Maar dis plekke waar die Bybel nog steeds verban word. En ek wonder hoekom. Hoekom verban hierdie lande die Bybel? En dit is predominantly omdat dit moslimlande is, maar daar's 'n goeie rede hoekom hierdie Bybels word nie toegelaat vir Christene. Nou soos wat soos wat die Bybel gebrand is in vorige eeue, so wonder ek, mense het gesterf om die Bybel te kry waar ons dit vandag het, waar ons dit nog steeds kan lees. Wat is dit van die Bybel wat mense so bang maak aan die een kant om dit te lees en dit toe te laat, en dan aan die ander kant hoe reageer ons op die Bybel? Want ons het totale toegang tot dit. Iewers het iemand gesê, hy sê dat die realiteit van
die statistieke sê van vandag dat daar slegs 8% van kerkgangers die Bybel lees. So aan die een kant is die Bybel verban in sekere plekke waar mense smag daarna om dit te lees. Aan die ander kant is die mense wat toegang het tot die Bybel, is al net 8% van gereelde kerkgangers wat die Bybel lees. Nou kan ons net gou 'n gereelde kerkganger statisties bepaal. Weet julle hoeveel keer gaan 'n gereelde kerkganger kerk toe? Kan julle sê, wil julle weet? Okay, julle dink nou 'n gereelde kerkganger, seker wat, kom ons vat nou, jy gaan nou nie 4 keer in 'n maand kerk toe gaan as jy 'n gereelde kerkganger is nie, jy so 3 keer, né? Die standaard vir gereelde kerkgang in die wêreld is 1 keer 'n maand. Dis standaard. So as jy 1 keer in die maand in die kerk kom, dan is jy jy's bo gemiddeld as jy meer as 1 keer in die kerk kom. Baie geluk. Julle, meeste van julle is bo gemiddeld, omdat julle is elke week in die kerk. Maar net 8% lees hulle Bybel 1 keer 'n week. Dis die shocking ding van dit. 1 keer 'n week. So nou wil ek nie vir jou vra hoeveel keer het jy jou Bybel hierdie week gelees nie. Dis interessant dat ons nou, dis waar ons nou begin hierdie jaar, by die Bybel. Hoeveel keer het jy jou Bybel gelees hierdie week? En hoor my, asseblief, do not think that the dominee is the one that reads his Bible elke dag. Hulle dink omdat ons die dominees is en so ons lees elke dag. Ek moet eerlik wees met julle, ek het nie hierdie week elke dag my Bybel gelees nie. Ek het my Bybel gelees en ek kan eerlik vir julle sê, maar ons daar wat ek nie heeltemal by dit alles uitgekom het nie. So nou is dit soos, oh, dis shocking. Nou voel jy dalk bietjie beter oor jouself, maar dis die realiteit van waar ons is. So iemand, die ou skryf, hy sê, we don't burn the Bibles anymore, we just ignore them. So we don't burn the Bible anymore, we just ignore it. Maar daar's 'n goeie rede hoekom elkeen van julle hier is vandag. Dis interessant in die materiaal wat ons gehad het, in die laaste paar jaar het dit gelyk asof daar 'n opkoms is van post-Bible Christians. Dis 'n moderne Christen wat gebore is in Christendom en geestelik is, maar wat so bietjie jou verhouding met die Bybel en dit wat in hierdie boek staan of eenkant skuif. En ek moet dit nou vir julle eerlik sê, ek het dit nou by ons tieners gesien. En dit is vir my hartseer, want ek meen, baie van hulle kom deur die kerk en hulle leer die stories, dis hoekom ons nou baie pertinent by die tieners 'n klomp teologiese goeters doen, so ons doen vanaand Adam en Eva, by die tieners, so ons is by die Bybel besig, Oud en Nuwe Testament. Want die Bybel is 'n kaart na 'n ander wêreld toe. Dis 'n kaart na 'n ander wêreld toe. Daar's 'n goeie rede hoekom mense nie wil hê dat hierdie woord gelees moet word nie. Want dit wys na iemand wat jou lewe en die wêreld daar buitekant kan verander. En die wêreld word al hoe meer antagonisties teenoor mense wat dit leef. Om 'n Christen te wees en om Jesus regtig te volg en om te leef volgens dit wat in die woord staan en dit wat reg en verkeerd is nie meer eintlik aanvaarbaar nie, want ons wêreld is al hoe meer besig om korrup te raak. En die probleem is, as jy leer en volg wat hier in hierdie ding staan, dan leef jy anderste en dan is jy teen ander mense wat nie volgens dit wil leef nie. Die Bybel is die roetekaart na 'n ander wêreld en dit is na Jesus toe. Die Bybel wys na Jesus toe. Ons leer in die woord wie Jesus was. Ons leer 'n klomp ander goeders, maar Jesus is die kern van dit wat in die woord staan. Die teksgedeelte wat ons vanoggend gaan hanteer, is Jesus wat self praat en iets oor die woord sê, iets oor die Bybel sê wat
wat vir almal van ons so 'n bietjie tot stilstand toe moet bring. En vir jouself vra, wat is my verhouding met die Bybel? Jesus was 'n rabbi gewees. Nou, almal van julle weet min of meer dit. Hy was 'n rabbi gewees, wat beteken dat as jy 'n rabbi is, as jy in die Joodse kultuur groot geword het, dan het jy die eerste 5 jaar van jou lewe, het jy gesorg dat jy die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, uit jou kop uit ken. Nou dit wil ek weet nie wie van julle sal opsaai vir daai ene dat jy okay, Genesis is alright want jy gaan onthou dat daar so 'n bietjie stories is en dan by Exodus dis ook nog alright en so, maar dan hier aan die ander kant Exodus 20 rond dan kom jy agter nou gaan jy 'n paar wette in jou kop moet hê en dan kom jy by Deuteronomium en dan nee wag, jy kom eers by Numeri, né? En dan is jy net sê, daar ek tap uit op Numeri. Kan ek net vir julle sê? Ek het Bybelkennis geskryf toe ek op universiteit was en Numeri was soos absoluut totaal en alle chaos want daar is net 'n klomp wetgoeders wat jy tap uit daarso so. Maar as jy 'n Joodse kind was, het jy die eerste 5 boeke van die Bybel, die Torah, het jy geleer ken. En Jesus was 'n rabbi en as jy 'n rabbi was, dan het jy die mense rondom jou geleer wat die Torah beteken. So die Bybel, dit wat in die woord staan, was vir Jesus die middelpunt van dit wat hy ook kom leef het. Alhoewel daar 'n klomp mense was wat langs die pad gekom het en gesien het wat Jesus doen en die Fariseërs en die skrifgeleerdes het na hom gekyk en hom geluister en hom gesê, maar jy is van die duiwel af. Jy doen nie wat ons noodwendig geleer het in die Ou Testament nie, in die woord nie, in die Torah en die profete nie. Maar Jesus het die hele tyd teruggewys na dit wat in die Ou Testament staan, en dit wat in die woord staan. Sodat ons kan betekenis daaruit kry. So wanneer so wat gebeur het en hoe dit gewerk het in die Joodse kultuur is dat daar was hierdie rabbi wat geleer het en dan het hy apprentices, hy het mense gekry wat hom dan nou gevolg het in daai tyd. So die slimmer oukies in die Joodse kultuur, hulle het vroeg agtergekom, okay, jy lyk asof jy die Torah sou kan leer ken en jy kan dalk 'n rabbi word. Dan het hulle bymekaar gekry en hulle het 'n leermeester, 'n rabbi gekry en hulle dan nou saam met hom geloop. Saam met hom geleef. Dit was hulle skool. Hulle het nie graad 1, 2 en graad R en graad dubbel R en so aan gehad nie. Jy het geleer by 'n rabbi. En dit is wat so eintlik significant is van Jesus wat sy disippels, en dis nou 'n kantaantekening, sy disippels kom roep het. Want al die disippels, meeste van hulle, was nie goed genoeg om 'n rabbi te word nie. Want hulle was al, die disippels was in hulle tienerjare gewees en hulle was vissermanne. So dit is wat gebeur, as jy nie goed genoeg was om by 'n rabbi te gaan leer nie, dan was jy 'n visserman of jy het houtwerk gedoen of jy het iets anders te gedoen. Jy het nie 'n skrifgeleerde geword nie. Die significance aan dit is dat Jesus kies disippels en mense om hom te volg wat nie geleerd is nie. En daar breek hy iets van die Joodse manier van dink, van 'n rabbi wat ander mense leer. En nou ons, wat nou 2024 jaar nadat die laaste boek van die Bybel geskryf is leef, het net die woorde wat in hierdie boek staan, om te leer by die rabbi. Daarom is dit so belangrik vir ons, dat as jy 'n volgeling van Jesus wil word, en hoor nou hierdie, en ek het nou hierdie juist gesê, dat as jy 'n volgeling van Jesus is, dan hoef jy nie die slimste te wees nie, jy hoef nie alles agter mekaar te hê nie, jy hoef nie 'n perfekte Christen te wees nie, en ek dink dit is partykeer, as ons na die woord toe gaan, na die Bybel toe gaan, dan voel ons partykeer, ek is nie werd nie, ek weet nie wat hier staan nie. Ek het nou net 'n gesprek met 'n jong ouetjie gehad wat ek wonderbaarlik dit was vir my amazing geweest, maar hy kom en hy sê ek verstaan nie lekker wat hier staan nie en ek sê so dank die Vader, hy lees actually sy Bybel. En my woorde van hom is moenie ophou nie. Begin by Johannes. Enige iemand. Hierdie boek is
vir enigiemand. En dit lei my nou na hierdie boek toe. Matteus 5. En ons gaan in Matteus 5 bietjie stil staan by wat hierso. So ek gaan die teksgedeelte lees en dan gaan ek vers vir vers daar deurgaan en ek gaan dit so 'n bietjie op 'n ander manier doen, so bear with me. Let's go. So Jesus se volgelinge en God se wet. So dis wat nou hier gebeur is. So Jesus kom, daar's 'n klomp volgelinge wat by hom is. Hy breek die totale kultuur van hoe 'n rabbi volgelinge kies en die mense volg hom, hulle luister vir hom en die fariseërs en die skrifgeleerdes het toe nou begin om 'n vraag te vra van maar wie is jy dan nou? Jy verkondig 'n valse woord. Dis eintlik waarvan hulle Jesus beskuldig het. En dan kom sê hy hierdie wat baie belangrik is. Julle moenie die rede vir my koms misverstaan nie. Ek het nie gekom om 'n streep deur die wet of die profete te trek nie. Ek het gekom om die ware bedoeling van God se wet te laat uitkom. Ek verseker julle, al sou die hemel en aarde ophou bestaan, sal die wet definitief tot in sy fynste detail geldig bly, totdat God se bedoeling daarmee bereik is. As jy dus die kleinste van God se opdragte op sy sou skuif en ander leer om dit ook te doen, sal jy die kleinste wees in God se koninkryk. Maar as jy God se wet tot in sy kleinste detail respekteer en gehoorsaam, sal jy groot wees in sy koninkryk. Want ek sê vir julle, as julle nie die skrifkenners en fariseërs oortref in hoe julle God se wil uitleef nie, sal julle beslis nie toegelaat word om in sy koninkryk nie. So kom ons gaan deur hierdie teksgedeelte. Die eerste ding wat Jesus in hierdie teksgedeelte sê is, julle moenie die rede vir my koms misverstaan nie. So hy kom sê vir die fariseërs en die mense daar rondom hom, hoorie, julle sê ek is nie die een wat voorspel word nie. Ek is nie die een wat julle moet volg nie. Maar ek het nie gekom om 'n streep deur die wet en die profete te maak nie. Nou, die wet word verstaan daar, ek het nou vir julle gesê, die wet is, en ek dink baie keer as ons na hierdie teksgedeelte kyk, dan dink ons by die wet is, dit wat in Eksodus 20 staan, die 10 gebooie. Maar dit is nie waarvan Jesus hier verwys nie, hy verwys na die Torah. Hy verwys na die eerste 5 boeke van die Bybel. Hy sê, ek kom nie om dit tot nie te maak nie. En dan sê hy ook die profete, hy sê, die profete, ek kom nie om die profete tot nie te maak nie. Ek kom nie om dit een kant toe te gooi nie. Abolish is die woord wat daar staan nie. Die Engelse, hy sê, ek kom om die ware bedoeling daarvan te laat uitkom. Die Engelse vertaling sê, I come to fulfill them. So wat eintlik Jesus sou kom sê is, daar's 'n klomp mense wat kom sê, hoorie, maar Jesus disobey die woord. En eintlik wat hy kom sê is, in my is die volheid van dit wat in die woord staan. Deur my verstaan jy die volheid van die woord. Dan in vers 18 sê hy die volgende, ek verseker dat julle, al sou die hemel en aarde ophou bestaan, sal die wet definitief tot in sy fynste detail bly. Nou, Jesus het 'n woordspeel hierso, die woord wat hy daar gebruik is die jot in die Hebreëse taal. Nou, dis eintlik net soos julle weet die kappietjie wat jy daar op die is het, dis so 'n apostrofie, dis die verskil tussen 'n o en 'n kie. Dis letterlik net daai, so in die fynste detail. So Jesus kom sê dat die fynste detail van die Bybel is belangrik, van die woord. En dan gaan hy aan in vers 19 en sê, as jy die kleinste detail van God se opdragte op sy sou skuif en die ander leer om dit te doen, sal jy die kleinste wees. Nou hoor gaan die woordspeel hierso wat hy gebruik. Hy sê die kleinste letter, en as jy verkeerd leer, as jy nie dit doen nie, dan sal jy die kleinste wees in die koninkryk. Maar as jy die kleinste detail respekteer, volg, doen en gehoorsaam is, sal jy groot wees in sy koninkryk. Vir Jesus is dit belangrik dat ons
die woord moet lees. En ek dink hierso is waar die interessante ding gebeur. Ek dink ons baie mense wat Jesus ontmoet deur die Bybel te lees. Daar's baie stories wat ek al gehoor het van mense wat die woord lees en dan Jesus ontdek in hierdie woorde. En dan is al baie mense wat Jesus ontdek deur ander mense en te sien wat in hulle lewe aangaan. En ek dink baie keer het ons na die woord toe gekom en sê hierdie is die naslaan boek vir ons lewe. Die een wat ons gaan nou maar so deur en dan kyk ons nou die eerste vraag wat ons maar vra as ons die Bybel sê, wat beteken hierdie vir my? Want dit is so en dit is nie verkeerd nie. Hoor my nou mooi met dit. Dit is nie verkeerd nie. Maar ons kom baie keer met ons eie goeders aan die Bybel toe wat ook nie verkeerd is nie, maar ons moet dalk in hierdie tyd wat ons nou ingaan in die volgende 4 weke, gaan ons leer oor wat dit regtig beteken om die woorde in hierdie boek te lees. En baie van ons is groot gemaak deur dat die Bybel is 'n reference boek. Julle weet ons nou, so as jy iets wil weet oor jou lewe, jy moet nou 'n groot besluit maak oor jou besigheid of oor jou familie of wat ook al en dan hy sê okay, ek bid nou maar 'n bietjie daaroor en so en dan ek moet ook dit wat in die Bybel staan en dan gaan soek jy nou maar reference nou maar 'n bietjie. Alles jy gaan Google dalk, ek weet nie, vir julle Google al die teksgedeelte wat gaan oor hierdie spesifieke topic waaroor ek gaan lees hier daai. So wat beteken dit vir my? En dit is okay ook om dit te doen. Maar die Bybel is soveel meer as dit. Die Bybel is lewende water wat moet kom vrugbare grond in ons lewe kry. En ek wonder, ek het begin om te sê, baie van ons lees nie meer die Bybel nie. En dit is nou maar net 'n boek wat ons daar leef en ons leef nou maar ons Christelike waardes probeer ons uitleef maar as ek nou vir jou op 'n stadium in 'n pressure situasie wil sit en ek wil vir jou vra in hierdie situasie wat beteken die woord? Wat sê die woord vir jou? Hoe moet jy optree in hierdie? En dis eintlik wat die rabbi gedoen het. Die rabbi het in daai tyd as hy 'n apprentice is voor hom gestaan het en hulle kom met 'n kwessie dan vra hy vir hulle wat sê die Torah? Oor hierdie spesifieke ding. Hoe moet jy die mense rondom jou hanteer? En dan as hulle nou skerp genoeg was, dan sal hulle geweet het, okay, die Torah sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en dan moet jy jou naaste lief hê. Dis wat dit beteken om lief te hê. Okay, dis nou 'n simpel opdrag wat ek nou daar het, maar sê nou maar daar gebeur iets anders, en ons het 'n klomp wette en goeders oor hoe hulle lewe moes inleef. Sê nou maar, jy het probleme met jou buurman. Hoe moet jy dit optree? Dan sê die rabbi, wat sê die Torah daaroor? En dan moet hulle weet wat aangaan. Maar ons het so 'n bietjie 'n ander verhouding, dink ek, deesdae met die Bybel. Soos, ons dink ons weet wat daar staan. Ons dink ons weet hoe ons lewe moet leef. En dit is hoekom daar so baie vals inligting en verdraaiings en twisted is van dit wat die woord sê. Hoe dit buite konteks gehaal word. Hierdie was vir my interessant en ongelooflik geweest wat Andrew Wilson sê oor die Bybel. Hy sê, our trust in the Bible stems from our trust in Jesus Christ. Our trust in the Bible stems from our trust in Jesus Christ. I don't trust in Jesus because I trust the Bible. I trust the Bible because I trust in Jesus. So hy kom sê hierso, ek vertrou in Jesus, daarom gaan ek na die Bybel toe om te leer. I love him and I've decided to follow him. So if he talks and acts as if the Bible is trustworthy and authoritative, good, helpful and powerful, I will too. Even if someone of my questions remain unanswered or my answers remain unpopular. Daai is my nogal soos, okay? Want ons doen ook mos baie keer dit, dan sê jy soos, okay, moenie dit doen nie. En dan sê jy soos, okay, dit staan daar so, maar ek gaan nou dit doen. Even if
the questions remain unanswered and my questions remain unpopular. Nou, sommer net oor die questions unanswered, ek dink ek het 2 weke terug het gesê, maar as jy nou nie was nie, hoor het, ek het by die switch by die tieners, vra daar tieners, waar kom God vandaan? En toe is ek soos, ek weet nie. Soos dis die vraag wat ons tieners vra. Ek hoop nie hulle vra dit vir julle nie, want ek weet, as ek hierdie antwoord het, dan gaan julle ook hierdie antwoord hê nie. Die rede is, daar is nie antwoord vir dit nie. Daar staan nêrens in die Bybel, ons weet nie waar kom God vandaan nie. Maar ons sekere goeters en ons sekere vrae wat jy nie noodwendig in die Bybel gaan kry nie. Maar dis nou die ding, as jy die Bybel ken en verstaan en die boodskap van dit wat in die Bybel staan en jy ken die persoon agter die Bybel of binne die Bybel of van bo af in die Bybel, ken die persoon, dan gaan jy op 'n manier kan uitwerk. Wat is die antwoord hiervan? En ek dink die probleem in ons day and age en as ons nou selfs in die kerk gaan kyk oor 'n klomp goeters is dat mense gaan met die Bybel om asof hulle al die antwoorde het. En ek dink baie keer moet ons nie met arrogansie na die woord toe gaan nie. Van dan gaan jy met arrogansie na Jesus toe. Jy gaan nou arrogansie toe na jou rabbi toe. Kan jy net imagine hierdie klein Joodse seentjie kom maar die rabbi toe. Ek weet wat die antwoord is. Ek het klaar alles uitgefigure. Dis hoe dit is. En die rabbi staan daar vir jou soos, okay. Partykeer gaan ons so ook na die Bybel. So wat is die doel van hierdie reeks? Wat is die doel van hoekom ons by die woord stil staan? En dit is vir my eintlik so, dit voel eintlik so of, okay, dit is vanselfsprekend, maar dis hierdie journey waarop ons is, en dit is amazing dat hierdie nou opkom by ons, want ek dink in die tyd waarin ons leef, is dit so belangrik om te begin om terug te gaan na dit wat regtig hier in staan. In 'n wêreld waar kunsmatige intelligensie, sosiale media, verdraaiings, populariteit en onpopulariteit en die verskil tussen wat is nou regtig reg, wat is nou regtig verkeerd, wat is regtig die waarheid, wie moet jy glo, hoe moet jy glo, waaraan koppel jy jou lewe? Ek sê in hierdie week vir iemand, dit voel vir my asof die globalization van die wêreld vir ons so super oorweldigend geraak het. Want die goed wat ons in die nuus lees, die goed wat jy dalk op Twitter, op Facebook, op TikTok en oral sien, word jy so gebombardeer met inligting en almal het 'n stem. Almal sê goeters en jy wonder by jouself, is dit nou die waarheid of is dit nou nie die waarheid nie? En die probleem met dit alles is een persoon kan in een oomblik hierdie sê en jy kan voel, yes, dis die waarheid, dan 'n week later sê hy hierdie goed en dan sê jy soos, nee, dit is nie die waarheid nie. Maar omdat hierdie persoon die waarheid gesê het, dink jy moet hierdie dan nou ook die waarheid wees? Dit is so moeilik vir ons om in hierdie wêreld waarin ons leef vandag standvastigheid te kry. Veral as ons ingeborgen is in dit wat in ons wêreld aangaan. En daarom is dit goed dat ek dink ons die volgende 4 weke so 'n bietjie stil staan by wat gaan regtig hier aan. En jou dalk op 'n plek kry waar jy 'n bietjie die noise afskakel buitekant. En ook weer 'n fokus in hê na wie ons volg. En ons 3 goeters, as jy 'n volgeling van Jesus is, wat belangrik is, om saam met hom hierdie woord te lees, en ons 3 goeters waarby ons so 'n bietjie gaan stil staan, is om saam met Jesus te wees, om soos Jesus te word, dis waaroor hierdie gaan, om soos Jesus te word en om te doen soos wat hy sê. En om te doen soos wat hy gedoen het. Dis waar ons dit leer. Dis waar jy dit leer. As iemand vir jou vra, hoe moet jy optree? Wat is die wil van die Here? Dan is dit, dis die eenvoudige antwoord is soos wees soos Jesus. Dit is sy wil vir jou. Ja, daar's 'n klomp goeters, wat is die wil van die Here? Moet ek nou dokter word? Moet ek nie? Dis by tieners. Jy is in jou wêreld, jy weet waar jy is en die Here kan 'n klomp dinge nog vir jou doen en
Daar's nog klomp goed wat moet gebeur en dis amazing en jy kan drome hê, maar die basis van God se wil is dat jy moet doen soos wat hy gedoen het. So die 3 goeders, om by Jesus te wees, beteken as jy hier is, dan is dit anders as 'n ander storieboek wat jy lees. Want die skrywer van daai storieboek is nie in die vertrek nie. Maar omdat ons in Jesus glo, omdat ons hom vertrou en omdat hy vir ons sê in Johannes 14 dat hy gee vir ons die Gees, die vrede, is die Gees by ons wanneer ons hier is. Dis die amazing ding van die Bybel. So as mense vra, wat maak hierdie boek anderste as al die ander boeke, dan is dit omdat wanneer jy hierin is, dan is Jesus by jou. Die skrywer, nie die fisiese skrywer nie, die een wat dit geïnspireer het, is saam met jou in die vertrek. Hy is by jou. Die skrywer van die boek. En God het 'n manier, en dis die amazing ding, altyd, en dis hoekom ek dink baie mense van die Bybel al wegskram en dit nie meer lees nie, is, God het 'n manier, wanneer ons by die woord stil staan, om ons harte te kom oopbreek, vir wat regtig in ons lewe aangaan. En ek dink daar's baie van ons, wat ons koppe in die grond insteek, en oblivious probeer wees, en probeer om dit wat regtig in ons lewe aangaan, die sondes en die staf wat niemand van weet nie, te omseil deur nie in die woord te wees nie, want jy weet, as jy in hierdie plek is, hier, en die Here is saam met jou in hierdie vertrek, dan gaan jy gekonfronteer word met al daai goeters. En ek, self vir my ook, wil jou uitnooi om gekonfronteer te word hierdie week. Om by Jesus te wees, om regtig by hom te wees, in jou tyd van Bybel wees. Die tweede ding daar is om soos hy te word. Dis die doel. Dis die doel van hoekom ons hierdie lees. Om soos hy te word. Die doel van 'n apprentice by 'n rabbi was om soos die rabbi te word. Dis hoekom hy daar in daai gedeelte sê, hy sê, want ek sê vir julle, as julle nie die skrifkenners en die fariseërs oortref in hoe julle God se wil uitleef nie, sal julle beslis nie toegelaat word in sy koninkryk nie. So wat Jesus sê is, hy sê, julle moet hulle oortref in julle kennis van dit wat in die woord staan, en hoe ek leef. En dan die laaste ene is om te doen, om te leef soos wat hy geleef het. So daar's 4 goed waarby ons in hierdie volgende 4 weke gaan stil staan. En vandag is die eerste een is lees. Volgende week gaan ons oor mediteer die woord. Die week daarna studeer die woord en daar gaan ons 'n bietjie in die hermeneutiek ingaan oor wat beteken dit om Bybelstudie te doen. Hoe doen jy dit? Wat is die goed wat daar aangaan? En dan die laaste een memoriseer. So dis die volgende 4 weke. Sommige die roetemerker na dit toe. So vandag, die enigste ding wat ek vandag eintlik by jou wil tuisbring is, ons as 'n gemeente en 'n gemeenskap en aanlyn ook, wil julle uitnooi om saam met ons die woord te bestudeer in die volgende 4 weke. En ek weet daar's van julle wat dit altyd doen, maar ek weet daar's van julle wat dit nie gereeld doen nie. En die challenge vir jou en vir my is dat ons elke dag sal tyd maak om saam met Jesus te wees. Sodat ons sy hartklop kan hoor, sodat ons soos hom sal word en dan elke dag sal leef soos wat hy geleef het. Dus Dallas Willard skryf vir die volgende, hy sê, come to your chosen passage, to a place where you will have a holy meeting with God. As ons van Jesus wil leer en as jy sy volgeling wil wees, dan gaan ons nou tyd in die woord spandeer. En daar's so 'n boekie, so 'n amazing ding. Ons gee jou nie nou, ons stuur jou nou nie hierdie week en sê vir jou, okay, go. Gaan lees wat jy wil lees nie, daar's so 'n boekie. Ons gaan dit op WhatsApp uitstuur, daar's 'n paar van hulle daar buite. Ons sal asseblief vra dat julle net een per gesin vat, want ons het nou nie genoeg nie. As jy dit wil uitdruk, kan jy dalk vir ons vra, ons sal dit vir jou mail as jy dan nie van WhatsApp of dit kan uitdruk nie. Maar daar is amazing goeders hierin. So dit begin daar's 'n overview,
Daar's opening questions wat vir jou vra. Hoekom doen jy die practice? Dan die teaching session notes, so jy kan volgende week jou boekie saambring as jy wil en gaan neerskryf wat vir Aline volgende Sondag sê. Daar's discussion questions en dan is daar 'n exercise ook. Wat basies net die volgende sê. Find a good place that is quiet and distraction free. Nou, die van julle wat kinders het, sterkte. Ideally choose a spot that makes you happy. As jy dit kan kry, vind 'n goeie tyd. Ek weet daar's van julle wat soos dalk moet vroeër opstaan in die oggende en dan sê vir my, ek staan al 12 uur op. Sterkte. Maak 'n plan vir wat om te lees. Ek en Freline, ons sal dalk vir julle daar is al 'n leesplan vir hierdie week. As jy nie weet wat ons sal dalk ek het iewers gesien daar is 'n leesplan wat ek dink ons kan uitstuur. Ons sal dit op WhatsApp ook uitstuur vir julle as jy dan nou iets spesifieks wil lees. So dit gaan net daaroor dat jy dalk net vir 'n oomblik hierdie week tyd maak om die Bybel te lees. En ek weet, almal van ons is besig en ek weet hoe dit in ons huis ook gaan en ek verstaan my eie lewe. En ek het ook 'n bietjie meer tyd om dit te doen as ek dalk hier so by die kerk sit en so, want dit is nou die plek waar dit is maar jy gebeur ook 'n klomp ander goeters. Maar ek het daarom die Bybel gelees, ek het 'n begrafnis gehad Vrydag. Stongetjies, hè? Maar wat ek jou eintlik ons wil julle uitdaag om tyd te maak. En om te kyk wat gebeur. Dis eintlik waar ons is dat die Here lei ons dalk in hierdie pad om jou op 'n plek te kry, want ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. En ek weet miskien is daar 'n klomp oplossings wat jy op plekke soek en ons dalk 'n klomp plekke waar jy goeders in jou lewe het wat nie lekker werk soos wat dit werk en is bietjie deurmekaar en jy soek antwoorde daarvoor en die uitdaging is dalk om te kyk wat gebeur. Let's see what happens. As ons as 'n gemeente en 'n gemeenskap die Bybel lees. Amen. Ons maak so toe. Dankie Here dat U Uself vir ons openbaar in die woord en die natuur en in ons lewens en dat elkeen van ons wat vanoggend hier sit en wat aanlyn kyk nog steeds 'n begeerte, behoefte het om by U te leer. By U voete te sit om te leer wat dit beteken om U kinders te wees. Te leer wat dit beteken om volgens U wil te leef in hierdie deurmekaar wêreld. Om regtig nederig na U toe te kom en te sê, ons weet nie. Leer ons. Ek kom bid dat U ons harte almal sal rig hierdie week na U woord toe. Dankie, Here, dat ons dit het, dat ons dit vrylik beskikbaar het, dat ons U woorde kan lees en kan weet dat U is in dit. U is by ons. U is die een wat vrede gee. Here, hier sit ons, hier staan ons, hier is ons by U voete. Ons luister. Spreek, Heer. Amen.